Gerard, jou kommentaar wees jy het ons trop lesboeke wat binnekort weer vrygelaat gaan word in die Kruger Wildtuin. Ja. Hier hang die motorbike sommer aan die windpomp is sommer 'n motorbike. Soos die wind nie wanneer start jy net die bike staan. Plat bakkies. Hy's droog. Maar vaderman. Maar ek sal met hom Donnie nou praat, net met hom hoor, wat se tipe rede het hulle gehad? Want dis weird, net dat daar ouens is daar buite wat sê, hoekom doen julle dit nog steeds? Hoekom vat julle nog steeds? Dit het dan so lekker gereën. Kyk hier. Dis veld. Kaalkolle, kliprande, wat hier's niks. As daar staan GG Visser. Nie AG Visser nie. Ja. GG Visser. Dan weet ons. Weet nie met jou nie, maar ek het nog niks gesien van GG Visser nie. AG Visser of niks. Smaak my daai is 'n effens 'n windhond besigheid. Ja, hier's 'n paar van hulle. Dan die Betsy, baie van die vrouens in die Kaap klim ons vroegmôre in hulle motors en dan loop hulle nou dorp toe, hulle werk hulle nou of sit in 'n kantoor en al sulke klas dinge, maar hier in die Boesmanland werk die vrouens so 'n klein bietjie anderste. Julle moet die huishouding aan die gang hou. Ja, dis mos nou maar 'n vrou se werk. En hier in die Boesmanland is dit mos nou maar so. Ook net so 'n vrou se werk om die besigheid in die kombuis en in die huis aan die gang te hou. Maar jy het dan gelukkig nog nie 'n vol huis wat jy met 10, 12, 13 mense moet aan die gang hou nie. Dis net vir jou en vir hom Donnie. Ja nee, ons is mos nou maar net ons twee, die kinders is mos nou uit die huis uit so. Ons twee ouers kap nou maar hier aan, alleen in die huis. Lekker. Ja, ons gistermiddag, ek dink ons het hier by 1:00 se kant het ons hier aangekom en hier so by 1:30 geëet. Maar jy sê vir my dat julle mense wat vir julle op die plaas werk, julle 2 mense wat hier werk vir julle, hulle eet van julle tafel af. Ja, ek kook mos basies elke dag kook ek mos nou maar kos, rysvleis, aardappels, dit is maar die stapelvoedsel van ons. So ja, maar ons gee hulle uit die huis uit kos, want dit is net vir ons soveel makliker as wat die man nou vir homself sal kook en dan is hy nie gereed wanneer hy moet begin met die werk nie. So dis net vir ons makliker om dit so te doen. En jy's al 'n hele paar jaar hier. Jy kom van nie baie ver hier vanaf nie. Ja nee, ek het groot geword in die Nieuwerus Bitterfontein omgewing. Daar was ek op 'n plaas groot geword. So ja, nee, ek is ook maar net van geboorte af in dieselfde bedryf. Jy's maar 'n Boesmanland kind. Ja nee, ek is 'n Boesmanland. En jou maale, jy sê jou pa het ook geboer daar in daai wêreld. Hy het geboer en hy was dikwels Boesmanland toe getrek met sy diere, want as dit van daai tyd af was droogtes mos maar groot in die onderwêreld, soos ons dit nou maar noem. En ja, so ek het groot geword, beide kante groot geword, Boesmanland en daar in die onderwêreld. Maar jy het 'n interessante ding vertel en dit het nogal vir my hart goed laat voel van 'n boer wat altyd jou pa gehelp het. En dan trek jy na sy grond toe en dan wy jou pa se skape daar by hom op die plaas. Ja, dit is maar daai jare was die mense nog, hoe moet ek sê, vrygewig of hoe ook al. En ja, hy het altyd getrek Boesmanland toe sonder 'n idee van waar hy sal regkom met veld. En soos hy trek, dan het die boere hom gehelp op die pad met water en ook met veld later. En het hy partykeer vir maande geoorgestaan op die boer se grond, want hulle het goeie reens gekry en hulle kon jou help. Maar dis nie met lorries lyn nie? Nee, glad nie. Dit is voedsaam. So het ek groot geword op die trekpad. So jy stap in vir die dag en dan daar waar jy vandaan kom, daar slaat jy tent op en daar bly jy en môreoggend stap jy weer verder. Ja nee, wat, so het ons groot geword. Stap agter die skape en ja, jy het 'n voertuig, jy ry mos nou maar die persoon wat kan bestuur, dis mos nou maar my pa daai tyd gewees, later die broers ry en jy gaan slaan mos nou maar tent op of
partykeer het jy glad nie eens 'n tentie, jy slaap sommer onder die sterrehemel. Ja. So het ons groot geword het. En wanneer kom jy toe nou in aanraking met hierdie Don Visserman, hierdie wil ek amper sê, nie Rembrandt van Rijn nie, wat is die ou se naam, Ben Brandt, die cowboy van die Boesmanland, waar ontmoet julle twee mekaar? Ek het in Kliprand in 1981 het ek in Kliprand se winkeltjie begine werk. En ja, daar het ons mekaar nou maar ontmoet en so die Oegies gemaak. Ja, oegies gemaak en so dit nou maar op die ou end, het ek hier geland, ook nou maar hier. Toe nooi die ou jou nou plaas toe vir 'n date of, ek meen, hier was nou nie 'n spur in 'n klomp restaurante op Kliprand nie. Ek meen Kliprand het 'n garage en 'n agri en het 'n algemene handelaartjie en 'n skooltjie en 'n kerkie en dis nou wat dit. Ja, nee, dit is mos nou maar soos dit is. So nee, ons het maar hier plaas toe gekom of hy het na ons plaas toe gekom nou om dan nou daar my ma ook te sien. So dit was 'n plaasvryery. Dit was 'n plaasvryery. En julle is toe getroud en daar's pragtige kinders. Een van jou kinders is in Kanada? Ja, daar's die oudste seun is in Kanada. Hy's daar nou al vir 7 jaar is hy al daar so. Hy's getroud met 'n Kaapse meisie. En hulle is na hulle eerste kind se geboorte is hulle Kanada toe en hulle lewe goed. Wonderlik. En hulle het weer nog daar in Kanada is 2 Kanadesies gebore, so ja. Okay. En jy het mos laas jaar, wat jy sê Augustus, wanneer het jy bietjie gaan kuier? Ek was verlede jaar Augustus maand was nie verlede jaar 2023 was ek in die oudste meisiekind vir so 3 weke. 'n bietjie oorsoontoe na hulle toe. En ja, dit was nou 'n belewenis want ek het in my lewe nog in die 66 jaar nie gevlieg nie. Dit was my eerste keer op 'n vliegtuig. So dit was natuurlik vir my 'n ondervinding. Maar jy sê jy het ook verskriklik lank gevlieg en lank op die lughawens gesit en wag vir die volgende vlug. Ja, nee, dit was so, maar dit was lekker. Want dis iets wat ek nie geken het, iets nuuts en lekker om te kyk en ja, so die tyd het eintlik baie gou verbygegaan, al die besighede en dinge. Julle is nie gedurig in 'n motorkar op pad dorp toe om te gaan shopping doen en te gaan malls rondloop en sulke klas dinge nie. Julle is maar grootendeels is jou lewe is op kamps. Ons gaan so meestal van die tye maar 1 keer in die maand net Springbok toe. Okay. Dis ons naaste dorp. En ja, daar sit ook nog maar net gaan en jou goedjies kry wat jy nodig het vir die maand. So jy moet ekstra koop, maar partykeer dan moet ons nou nog 'n keer om voer te kry vir die diere. Dan gaan ons miskien nou so elke 14 dae, maar meeste van die tyd is maar 1 keer in 'n maand. En sê gou vir my, daar's 'n spreekwoord wat ek hoor die ouens gebruik. Hulle sê agter elke goeie man, ek dink Steve Hofmeyr het ook gesing, agter elke man is daar 'n goeie vrou. Naaldwerk, kook, bak, brou. Kyk, ons het julle nou al gesien by die uitreike daar by Karel en Lietie hulle op die plaas Wolfkraal waar toe ons nou later ry. Julle vat self vas. Daar's nie 'n ding van as jy 'n brood wil hê dan ry jy gou soos ek meen as my vrou vir my sê Bokka bring haar 'n broodjie saam en 'n liter melk. Dan stoot ek gisteraand het ons vir jou geloop kyk jy melk self jou bokke. Bokmelk soos Heidi en Pieter daar in die berge. Jy bak jou eie brood. Jy doen jou eie ding. Ja nee, wat dis mos nou maar want die restaurant is mos nou nie net hier om die draai so dat ek gou gaan vir my brood nie so nee, ons moet maar self bak. Maar dit is maar stabelvoedsel so. Die meeste van die dae of te kere is dit nou maar brood en die vleisie wat ons mos nou het van die diere so ja. Ek wil vir jou sê Betsy dat ek het in my lewe baie lank so lekker geëet soos wat ek gister geëet het. En nou probeer ek nie my vrou se kos maak en my ma se kos maak afskietie, maar ek moet jou eerlikwaar sê net daai happie wat ek vat. Jy proe die liefde uit dit 'n mens se hart uitkom toe ek daai kos geëet het. Dit was uit die boonste rakke uit. So baie dankie vir jou hart en dankie vir jou menswees. Sommige net so vir oula as 'n laaste woord of twee. Ek glo nie ons mansmense kan aangaan sonder julle nie. Dis hoekom ek glo God het Eva gemaak as die hulp vir die man om ons te ondersteun en ons aan te vul waar ons tekort kom. Daar's baie vrouens wat hulle tasse pak en sê ek sien nie kans vir hierdie besigheid nie. Tog het jy vasgebyt. Ja nee wat. Ek sal nog as die Vader my spaar nog soveel jare vasbyt in die Boesmanland. So jy sien kans vir 120 jaar.
Ek sien kans daarvoor want dis lekker, dis Ja. die grond, die diere, die alles, dit wat ek hier doen is vir my lekker en ek geniet dit elke dag. Ja. En ja, partykeer voel jy ook moet ek nie maar net gepad nie, maar nee, dan dink jy waarheen en die volgende draai is ook miskien nou glad nie so interessant soos wat dit nou is. Soos wat ek weet dit nou hier is nie. Daar's groot krag in eenheid. En ek dink miskien kan ek en jy 'n lesie leer uit dit uit. Veral in die huwelik. Terwyl ek met oom Doon praat en tannie Betsy, oom Doon is maar, hy wil dit nou nie so hardop sê nie, maar hy's maar kwai afhanklik van die auntie. En sy's vir hom lief want sy staan by hom en sy stap met hom die pad. Maar ek en jy kan dalk 'n lesie leer uit hierdie tipe verhouding uit. Kom ons staan by mekaar man. En kom ons druk deur en kom ons hou vas mekaar se hande. Al gaan dit swaar, hulle ken swaar kry. Hulle het hierdie pad gestap, dis bitter droog. Ons het gesien sover as wat ons gekom het, dis bitter droog. Maar ons vertrou die Here dat die omstandighede gaan verander. Maar intussen tyd, daar's 'n skrif in Psalms wat sê dis goed en dis lieflik as broers saamwoon in eenheid. En daai eenheid kan ons ook vat in ons verhouding. Man en vrou, moenie opgee op julle huwelik hê. Moenie opgee op julle saam reis nie. Bly by mekaar, bly in eenheid, ondersteun mekaar en ek glo met alles in my dat daai gedeelte wat hy dan sê dat hy gebied sy seën daar waar daar eenheid is, waar daar saamheid is. Daai seën glo ek sal die Here ook in julle lewens oorvloedig vir julle gee. Dankie dat jy vir ons ontvang het en dankie dat jy saam met ons kuier en dankie dat julle saam met ons hier op die bietjies gesels oor 'n klomp dinge en dankie dat julle julle harte vir ons oopmaak. Dis 'n voorreg om vir julle te ken. Dis 'n plesier en baie dankie vir wat julle vir ons doen. Ek kan ook maar net die Hemelse Vader dankie sê dat hy julle oor ons pad gestuur het om vir ons te help in tyd van nood. Jy moet onthou, ons is vir jou baie lief en jy moet lekker leef.